Goeiedag vriende, welkom by hierdie week se oordenkings. In 1 Korintiërs 13 skryf Paulus oor die uitnemendste gawes van die Gees en hy noem dit dan hoop, geloof en liefde. Ek wil vandag juist stil staan by hoop. Die hoop juist in die tye waarin ek en jy vandag leef, want hoop in die Bybel is nie 'n abstrakte woord of 'n begrip nie, maar dit is 'n verhoudingswoord. Hoop dui op 'n lewende verhouding wat ek en jy met God het. En daarom sê die Here, geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Ons as moderne mense se lewensoriëntering is altyd toekomsgerig. Ons beplan vir die dag van môre. Maar die Ou Testamentiese gelowiges geloofsoriëntasie en lewensoriëntasie was heel anders. Vir hulle het hoop 'n gerigtheid op die hede en die verlede gewees en nie op die toekoms nie. Die toekoms was vir hulle gevaarlik, onbekend. Vir hulle het die verlede voor hulle gelê. Hoekom? Want hulle het in die verlede gesien en beleef en ervaar hoe hulle God as sy kinders deur die eeue heen in goeie en slegte tye gedra, behoed en bewaar het. Ons dink veral in Hebreërs 11, waarin ons 'n lyn vind van God se hand deur die hele geskiedenis heen. En hierdie handelinge van God is opgeteken in die geheue van gelowiges deur die geslagte heen. Dit is wat vir hulle hoop gegee het. Die hoop dat God gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is, sê Hebreërs 14 vers 8. Daarom dat ek en jy as gelowiges in moeilike omstandighede ons klaaggebede teenoor God kan verwoord. Maar ek en jy leef ook in hierdie tyd met die woorde van die Onse Vader op ons lippe. Laat U naam geheilig word. Laat U wil op aarde geskied, soos in die hemel. Daarom kan ook en jy dag na dag 'n loflied sing. Kom ons sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Met hierdie lied op ons lippe, Klaaglied 3 vers 22 tot 25. Om die rede bly ek hoop, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Amen.